Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, nee, is die 3de Junie, jaar 2026. Wat se dag is die? Dit is petroldag, nee. My boetie en sussie maak seker jy kry jou petrol. Ek sê dit elke week. Daar staan nêrens in God se woord enigiets van 'n krywe. Ons gaan mekaar nie abba nie. Die Here sê volg my. En dit is wat ek en jy moet doen. God se woord sê vir ons in Hebreërs 10 vers 25, moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie, want dit is daar waar ons groei. Daai samesyn, daai eenheid en goeie. En dit is juist waaroor ek vandag wil praat, is die eenheid. Nou eenheid word gecreate, as ek dit so kan sê, wanneer daar dissipline is. As daar nie dissipline is nie, is daar nie eenheid nie. Ons kan maar kyk in die dae toe die weermag nog weermag was. Vandag is dit nie meer 'n weermag nie, maar die jare toe dit nog weermag was daar dissipline gewees. En wanneer daar dissipline is, dan was daar eenheid. Vra maar die manne wat in die weermag was, hulle sal vir jou gesê het, eenheid maak mag. En dit is waar eenheid vandaan kom. So as daar nie dissipline is nie, dan val dit heeltemal uitmekaar en ons kan dit sien. Ons is nie blind nie. Ons kan sien wat om ons aangaan, want daar's nie meer dissipline nie. Daar's nie meer dissipline in huise nie, daar's nie 'n eenheid in huise nie, daar's nie dissipline in die regering nie, want daar's nie eenheid in die regering nie. So dit is al hierdie dinge, ou kan dit sien en so dit is baie belangrik dat daar eenheid moet wees. En God het dit so in God se woord ook gestel, dat daar eenheid moet wees. Kom ons kyk so 'n bietjie in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12. Hy sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, het al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke, slawe of vrymanne, ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As die geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het jou nie nodig nie, maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk, en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons sierlike lede oorvloediger sierlikheid, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee. En hy sê verder vir ons, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as die een lid ly, ly die lede saam. As die een lid geëer word, is al die lede saam. En dit is waar dit eenheid kom, nee, daai eenheid maak mag, want almal kry dan die eer. Almal word verheerlik vir wat daar gebeur word. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, eerste plek apostels, tweede profete, derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie, het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en die Here sal vir ons wys wat nog 'n uitnemender werk sal wees. Met boetie en sussie, wees die beste pinkie wat jy is, wees die beste toon wat jy is, wees die beste oor wat jy kan wees, maar wees deel van hierdie liggaam. Daar moet 'n eenheid wees. En moenie jou baadjie jou tas vat en pak en sê, nou gaan ek waai, want hierdie kerk gee net vir my opdraande en goeders nie. Nee, wees jy die beste oog
vir daai gemeente. Amen. So ons moet eenheid maak mag. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader. Here, ons sê vir U baie dankie vir U woord. Dankie vir die boodskap vandag, Here. Dankie dat U met ons werk en U met ons deel. En my gebed is dat U elkeen sal oprig, Here, sodat elkeen die beste een sal wees wat U vir hom gemaak het om te wees, in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die woord van God. Julle moet 'n geseënde Woensdag hê. God bless.